Broer Joppie, goeiemôre elke broeder en suster, liewe vriende. Is vir my weer 'n groot voorreg om saam met u te wees. Ek was nou vir 'n tydjie nie hier kon wees nie. En van vanmôre af ook sal ek u eers weer, ek dink die einde van November sien. Die tyd hardloop nou vinnig. Ons is besig om te verhuis. Dit is 'n baie groot werk. Dit is 'n klein woordjie, die woordjie trek. Maar dit is 'n geweldige werk, want soos jy weet, ons verhuis van die kweekskool af nou na Brits toe, en ons ry maar die goed aan soos wat ons daai kant toe gaan. So gisterand eers weer laat het ons teruggekom, en ons is maar moeg, maar die Here dra deur en die Here help en die Here ondersteun. Daar's baie werk wat daai kant gedoen word, en voorbereidings wat gedoen word. Maar ons is die Here so dankbaar dat ons tot hier toe kon kom, en vir die volgende week wat nou van môre af is ons nou nog vir 'n week by die kweekskool, of eintlik tot so by Vrydag, en van daar af is ons so vir 3 weke dan in Brits, wat ons die laaste goedjies trek en die laaste goed voorberei. So bid asseblief vir ons. Dit is maar 'n groot werk, maar die Here dra deur. Maar ek het al gesien dat in die verlede, hoe dat kinders van die Here, wanneer hulle ondersteun, wanneer hulle vir mekaar bid, dan kry jy krag. En dan kry jy die genade om deur te gaan en te doen wat die Here ook wil hê ons moet doen. Vriende, ons bid vir die gemeente. U moet weet, ek en Mandy bid vir u en vir die gemeente. U moet ook bid vir die gemeente. Ons weet dat die Here het hierdie gemeente al vir baie jare, het die Here hierdie gemeente gedra. Ek meen, u weet, ek was 'n kind in hierdie gemeente. Ek was deel van die as kind wat ons hier agter gebou het en wat ek gesien het en wat ons hier gebou het en wat hier die ou manne het hier gebou. As kind het ek ook gehelp om kruiwat te stoot en grond aan te dra en dagga te mix en al die goede. So die Here deur die jare het die Here hierdie gemeente in stand gehou, en hy sal dit weer doen, hy sal dit steeds doen, en ons bid dat die Here ook die regte leraarspaar na hierdie gemeente sal stuur vir die opbou van die kudde van die Here ook hier, en die werk wat in hierdie omgewings en in hierdie dorp gedoen moet word. Die Here Jesus is die hoof van sy gemeente, en hy het nog nooit die gemeente verlaat of verloon of verraai nie. Inteendeel, hy sê, selfs die poorte van die doderyk sal sy gemeente nie oorweldig nie. En ons moet net bid en vashou. En ons leef in die laaste dae. Ons weet daar's beproewing, maar ons weet ook dat die Here ons versterk deur tye van beproewing. So, as dit dalk vir u nou voel dat hierdie gemeente se tyd van beproewing, moenie bekommerd wees nie, die Here sal deurdra, maar u moet bid en ondersteun, en u moet bydra, en u moet hier wees. Want as u hier is, dan sien die Here ook die gesindheid van hart, en hy weet dan dat hier is mense vir wie hy kan sorg en moet sorg vir 'n leraarspaar. So mag die Here vir elkeen van u versterk, vir die kerkraad versterk en vir die kerkraad bemoedig om te weet dat die Here is die herder van hierdie gemeente. Vanmôre gaan ek met u praat oor die goeie herder, die Here Jesus as die goeie herder. Nou daar is baie beelde in die Bybel wat ons kry, uit die Ou Testament oor na die Nuwe Testament, om vir ons te wys hoe God sorg. Dink net aan toe die sondvloed plaasgevind het, het die Here gesorg dat daar 'n ark is, waarin mense kon skuiling vind. Een van die mooi prentjies ook wat ons vind in die Ou Testament van die Christelike godsdiens, is toe Jakob daar aan die slaap was met sy kop op die klip gelê en geslaap het daar by Bethel, né? Toe hy wakker word en in sy droom toe sien hy 'n leer van die aarde af tot in die hemel, en die engele wat op en af is. En jy weet, dit is 'n prentjie van die Christelike godsdiens. Al die godsdienste wat daar is, soek na God of soek na 'n God. En hulle roep van die aarde af, maar hulle kom nie by God uit nie. Wat het God gedoen? God het vanuit die hemel na die aarde toe gekom, en hy het gesê,
of hy het sy hande uitgebrei na die mens toe. En daai engele leer wys hoe God antwoord, daar lê 'n hulpelose man, 'n man aan die slaap, Jakob. En die Here maak bemoeienis om na hom toe te kom. En dit is die Christelike godsdiens, dat God gee die eerste tree na die mens toe. En dit wys vir ons die bemoeienis van God met die mens. Nou vriende, kom ons word vir 'n oomblik stil. Kom ons buig ons hoofde. Dan gee ons vanmôre hierdie diens in gebed aan die Here af. Dierbare Here, U woord sê dat rondom Jerusalem is daar berge. En so is die Here rondom die wat hom vrees. U trek 'n laar van engele rondom die wat U vrees. En baie dankie Here dat ons kan weet vanmôre dat U is hier, want U het ook in die woord gesê, waar 2 of 3 in die naam bymekaar is U in ons midde. En Here, ons vertrou dit, ons vertrou U woord, ons staan op U woord. En daarom kan ons bid, Here, en kan ek bid, dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart, Here, voor U welbehaaglik sal wees, want U is my redder, my verlosser en my saligmaker. En so kan, Here, ons wat hier sit vanmôre opkyk tot U en weet, Here, U is ons redder, U is ons verlosser, U is ons saligmaker. Daarom, liewe gemeente, die Here sal vir U seën, die Here sal U behoed en die Here sal U bewaar. Want ons dank U, Here, dat ons dit kan weet, dat die Here sluimer of slaap nie, maar hy is ons bewaarder en hy is ons beskermer en hy is ons leidsman in Jesus naam. Amen. Liewe vriende, kom ons sing ons eerste lied saam vanmôre. Ek gaan vanmôre nie die geloofsbelijdenis hanteer nie, terwille van die tyd en die nagmaal wat ons bedien, maar kom ons sing liedboek 305, hartlik staande saam, aanbiddelike God drie-enig. Kom ons sing dit heerlik, hartlik staande saam. Nou, broer en suster, liewe vriende, as u die Bybels saam met my wil oopmaak, dan lees ons vanmôre uit Johannes die 10de hoofstuk. Johannes die 10de hoofstuk. En daar lees ons natuurlik hierdie pragtige gedeelte van Jesus die goeie herder. Ons almal ken Psalm 23, wat begin met die woorde, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die ou klein seentjie het gesê, ek kan nie meer verder worry nie, want die Here is my herder, né? En daar is die wonderlike boodskap alreeds in die Ou Testament, dat God is ons herder, en ons is sy kudde, die skape van sy weide.
Nou hierdie goeie herder is die Here Jesus. En kom ons lees van hom in Johannes hoofstuk 10. Voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Nou, verskoon dat ek so hier en daar net so 'n bietjie gaan onderbreek as ek dit nou lees vir u. Maar hy praat nou hier van die herder. Daar's net een herder en hy is die Here Jesus en hy gaan deur die deur en hy is ook die deur. En nou sê hy maar, as daar iemand anders is wat op 'n ander manier by die skape wil uitkom, is hy 'n dief en 'n rower. En in vers 10 sal ons lees dat hy het gekom om te slag en te steel en te verwoes. Hierdie ander herder wat daar is. Vers 2, maar hy wat by die deur ingaan is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Verskoon, hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy toe tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug omdat hy huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe aan vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en hulle sal wees een kudde en een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde en baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete en is kranksinnig. Wat luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besete nie. 'n Duiwel kan tog nie die oë van blindes open nie. Ons gaan net tot daar lees. Nou vriende, ek wil net so ietsie uit die praktyk uit vir u verduidelik waar hierdie verhaal vandaan kom, of dit wat die Here Jesus hier vir hulle probeer verduidelik, dat hy is die goeie herder. As iemand op 'n ander manier as deur die deur probeer inkom, is hy 'n dief en 'n rower. En nou praat hy natuurlik hier in die eerste plek van die ou siele vyand, van die ou Satan, wat ook op ander maniere in probeer kom by die skape van die Here, die kudde van die Here. Valse lerings, valse godsdienste. Daar is so 'n groot aanspraak op die mens. En die Here het gesê dat daar is maar net een deur en daar is maar net een kudde. Nou, wat 'n mens hier moet verstaan is dat daar was nie, kom ons sê, toegeboude krale soos dit dalk vandag kan wees nie. Maar daar was 'n kraal gewees met 'n deur, maar daar was nie 'n deur soos 'n houtdeur of 'n staaldeur nie. Dit was eintlik net 'n oop deur gewees. 'n Opening
'n kraalmuur, kan ons sê. En dan wat gebeur het, is die herders het nou ingegaan, hulle het hulle skape ingelei, of dalk daar ingejaag, en daar sommer 'n klomp herderskape daarin. Verskillende troppe het daar gegaan van verskillende herders. En dan het daardie skape nou daar ingegaan in die nag, en dan sou die herder in die opening gaan lê het van daardie kraal. Hy sou daar gaan lê het, sodat 'n wolf of 'n beer of wat 'n gevaarlike diere daar ook al mag wees, of 'n dief of 'n rower, nie daar kon deurgaan. Hy moes eers by die herder verbykom. So hy het in die opening gaan lê, en daar het die herders gaan lê en gaan slaap en gaan waak. Goed, nou het die skape nou in die nag, het hulle nou tussen mekaar vermeng geraak. Goed, want daar was verskillende skape in daai kraal. En dan sou in die oggend sou die herder van 'n spesifieke kudde sou inkom, en hy sou sy skape roep, en net sy skape sou uitkom, want hulle het sy stem geken. Die ander skape sou bly staan. En hy sou inkom en hy sou roep na sy skape, hulle ken sy stem, en daar sal probeer om daardie stem na te maak en na te boots, maar net daardie spesifieke skape sou uitkom, en hulle sou dan luister na die stem, sou uitkom, en hy sou hulle lei. Dan sal 'n ander herder kom, en hy sou sy skape roep, maar die skape sou net luister na die stem van hulle herder. Hulle sou nie 'n vreemde volk nie. En nou is dit wonderlik om te weet dat die Here Jesus is die goeie herder, en nou leef ons almal op hierdie aarde. Skape lyk, as jy nou na 'n skaap kyk, dan 'n skaapkenner kan nou 'n skape uitken. Maar skape lyk so skape, hulle lyk almal dieselfde. En nou kom die Here Jesus en hy roep na sy skape, na sy kudde. En nie net die wat sy stem ken, volg hom. En as daar nou 'n ander herder kom, 'n verkeerde herder, 'n herder wat nie omgee nie, hy gaan daai ander skape die mekaar jaag. En hulle gaan hom waarskynlik wil volg. Maar hy volg hulle nie op goeie weë nie. Hy volg hulle nie op 'n pad wat reg is nie. Hy volg hulle, of hulle sal hom volg en hy sal hulle lei na 'n verkeerde pad toe. So die Here wil deur hierdie beeld vir ons vanmôre sê dat ons moet na sy stem luister, en as ons hom ken, dan ken ons ook sy stem. En dan het ons te doen met die goeie herder wat ons wil lei. Nou vriende, kom, ons gaan net saam bid, en ek gaan vra dat al die manne wat kan staan, gaan staan. Dan gaan ons hierdie diens aan die Here afgee in gebed, en dan gaan ons voort met die verkondiging van die woord van die Here. Wonderlike en dierbare Here, baie dankie dat ons vanmôre ons voor U kan buig, die goeie herder. En Here, ons wil vir U sê, ons is U kudde, en ons wil na U stem luister. Ons wil hoor wat U vir ons wil sê, ons wil bemoedig word deur die feit, Here, dat U vir ons omgee, want U is die goeie herder wat vir die skape omgee. Wat wanneer die leeu en die wolf kom, nie sal vlug nie, maar wat sy lewe vir ons op die spel geplaas het, en wat sy lewe vir ons afgelê het, vir ons as kudde. Here, ons aanbid U daarvoor, en ons wil dit vanmôre ook weer herdenk deur die nagmaal, dat U lewe vir ons kom aflê het. Ons dank U daarvoor. Dankie Here dat ons hier by mekaar kan wees as gemeente, dat ons ook kan voorbidding doen vir hulle wat siek is, vir hulle wat nie hier kan wees nie. Ons wil vir hulle bid, ons wil weet, ons weet dat die goeie herder is ook die groot geneesheer, en dat hy ook vir hulle sal aanraak. Ons bid daarvoor. Dankie dat ons kan bid, Here, vir die toekoms van hierdie gemeente, vir 'n herderspaar, wat deur die goeie herder na hierdie gemeente geroep sal word as 'n herder. Ons wil kom bid dat U so 'n persoon voorberei en gereed maak ook vir hierdie gemeente. En wonderlike Here, baie dankie dat ons weet ons kan U saak en U gemeente absoluut aan U toevertrou.
Here, dan is dit die gebed van ons hart, dat U vanmôre vir ons sal seën, dat ons U woord sal hoor, U stem sal hoor, dat ons deur U woord aangespreek, bemoedig en versterk sal word. En Here, ons bid al hierdie dinge in die wonderlike naam van die Here Jesus met dank. Amen. Nou vriende, ek praat dan soos ek gesê het vanmôre met U oor die goeie herder en sy kudde, of die goeie herder en sy skape. Soos ek gesê het, ons vind alreeds in Psalm 23 hierdie beeld, hierdie analogie van die Here is my herder. En jy vind dit reg deur die Ou Testament tot in die Nuwe Testament, vind jy hierdie beeld van God as die herder en ons as sy kudde, as sy skape. En wanneer jy hierdie beeld reg verstaan en hierdie analogie, hierdie tipe wat die Here gebruik, is daar besondere boodskap in vir jou en vir my. Want ons vind uit hierdie beeld God se versorging, sy leiding, sy bewaring, sy beskerming, hoe dat hy vir die mens omgee, hoe dat hy die mens voed, hoe dat hy sy volk voed. So jy kry hierdie herdersbeeld, en in hierdie herdersbeeld leer ons die besondere verhouding van God met sy mens, van God met sy gemeente, van God met sy kind. Jy vind in hierdie herdersbeeld 'n beeld van getrouheid, en teenoor die kudde en van die kudde af weer na hierdie herder toe 'n beeld en 'n boodskap van gehoorsaamheid en absolute afhanklikheid, want die kudde is afhanklik van hierdie goeie getroue herder. So in die Bybelse tye was dit natuurlik 'n bekende beeld, hulle het almal verstaan, die herder en die kudde wat die herder volg, en wat agter hierdie herder aanloop en wat sy stem ken, dit was vir hulle 'n natuurlike en 'n bekende gesig. En as jy nou kyk na die geskiedenis van die volk, dan sal jy sien dat die grootste, kom ons noem dit aardse koning, Dawid, word genoem die herderskoning. En hy is gesalf en die profeet het hom agter die skape gaan uithaal. Dis daar by die skape wat hy geleer het om God te glo en God te vertrou, en om te weet dat God is die absolute heerser en beskermer en bewaarder en beskermer vir hom as lewe, vir hom in sy lewe, en dit het vir hom gedien in sy koningskap. So Dawid word ook die herderskoning genoem. Maar nie net Dawid nie, selfs God in die Ou Testament word genoem die herder van sy kudde. En hier het ons gelees van Jesus, die goeie herder. Psalm 23 sê, die Here is my herder. Psalm 80 sê vir ons, o herder van Israel, hoor tog u wat Josef so skape lei. Soos God is die herder, die volk is die kudde. Psalm 40 vers 10 sê, hy sal sy kudde laat lei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. Is dit nie 'n mooi teks nie? 'n mooi beeld van God wat sy kudde saggies lei en wat sy lammers aan sy bors dra. Toe die Here Jesus se geboorte aangekondig is daar gesê in Matteus 2 vers 7, en jy Bethlehem, land van Juda, jy's gewis nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom wat my volk Israel, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. En as jy nou na die Nuwe Testamentiese kerk begin kyk, van die stigting van die kerk in Handelinge hoofstuk 2, dan vind jy dat 1 Petrus 5 praat van Jesus as die opperherder. Die opperherder wat sy herders op aarde
sal beloon. En dan vind jy ook die Here Jesus byvoorbeeld in Matteus 9 vers 23 met 'n herdershart. Ons lees daar toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. En dit is in daardie gesindheid wat die Here Jesus gesê het, ons moet hom bid dat hy herders in die oesland sal stuur. Vriende, so met ander woorde, die Here Jesus is iemand met 'n herdershart. Hy is die goeie herder. Maar hierdie goeie herder het 'n kudde. En dit is ons as skape. Ons lees dit in Psalm 95 vers 7, want hy is ons God. En ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Psalm 100 vers 3 sê, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Esegiel 34 vers 31 sê, en julle is my skape, die skape van my weide. Julle is mense, ek is julle God, spreek die Here. Jy sien hierdie beeld, God is die herder en ons is die skape. Hy sê, julle is mense, maar julle is my skape. In 1 Petrus 2 vers 25 sê, hy sê, want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. So ons het 'n herder en ons is die skape en ons is die skape van sy weide. Maar nou wonder ek of u al gewonder het, waarom word ons as kinders van God, ons as gemeente, ons as mense wat Jesus leer ken het as ons verlosser en as ons saligmaker, waarom word ons vergelyk met skape? Ek meen, kon die Here nie 'n beter dier gekies het nie? Kon die Here nie 'n sterk, 'n leeu of 'n slimmer dier soos 'n dolfyn of hierdie sterk, slim, mooi diere gekies het nie? Kon die Here nie 'n perd gekies het nie? Dink net hoe wonderlik, hoe mooi lyk dit as 'n perd hardloop of 'n leeu of 'n tier. Daardie tier met sy briete krag en leeu met sy krag. Kon die Here nie gesê het, wel ons is soos 'n tier of soos 'n leeu of soos 'n perd nie. Waarom 'n skaap? Want liewe vriende, in 'n skaap, in hierdie beeld, kry jy absolute afhanklikheid. Ons is afhanklik van God. In hierdie beeld kry jy 'n absolute beeld van behoeftigheid. Ons kan nie sonder die Here nie. 'n Skaap kan nie op homself bestaan nie. 'n Skaap het 'n herder nodig. 'n Skaap het nodig dat iemand hom versorg, dat iemand daai skaap kos gee, dat iemand daai skaap voed. Jy kry in hierdie beeld van herder en ons as skape, die beeld van absolute verbondenheid aan die Here. Dit is hoekom ons is as skape, omdat ons afhanklik van God is. Ons kan nie sonder God leef nie. En mense wat sonder God probeer lewe, hulle lewe eindig in 'n absolute krisis en rampspoedigheid. Maar wanneer jy aan God oorgegee is en in afhanklikheid teenoor God leef en in verbondenheid leef teenoor God, dan weet jy, ek is skaap en hy is herder, hy sal vir my sorg. So ek wil vanmôre in hierdie boodskap, liewe vriende, eintlik kom konsentreer op die skaap en die herder. En daar's 'n paar eienskappe van 'n skaap. Nou, ek is nie 'n skaapkenner nie. Ek het nog nooit in my lewe met skape geboer nie. Ek is nie 'n skaapboer nie. Ek is nie 'n skaapkenner nie, maar ek hoor wat skaapkenners sê oor skape. En daar moet 'n besondere boodskap wees oor die skape wat vir ons kan sê waarom die Here vir ons sê hy is ons herder en ons is skape.
So mag die Here vir ons, as ons dit mooi verstaan en reg sien, 'n groter begrip gee van God ons herder, en 'n waardering en liefde vir God ons herder koning, maar ook by ons 'n dieper besef bring van hulpeloosheid sonder God. Hulpeloosheid sonder God. En absolute afhanklikheid van die Here. En ek wil vertrou dat u mooi gaan luister vanmôre. Dat u wat daar agter sit, mooi gaan luister. En die wat hier voor sit, mooi wakker gaan wees. Om te luister na God se woord. Want die Here wil vir jou iets sê. En as jy dit nie vat nie, gaan jy in hierdie lewe aangaan. En jy gaan agterkom, jou lewe lei na die verderf toe. So liewe vriende, 'n skaap in die eerste plek is die enigste dier wat bykans geen sinverrigting het nie. 'n Skaap is die enigste dier met min sinverrigting. En as ek dit sê, praat ek uit die praktiese ondervinding wat skaapkenners deel. Jy kan 'n kat of 'n hond of 'n duif op 'n plek gaan aflaai, en hulle gaan, al kos dit ook vir hulle maande, weer by hulle bestemming uitkom. Die kat kom altyd terug, het ons gesing altyd. Jy kan 'n duif vat, jy kan hom honderde kilometers ver gaan aflaai, en hy gaan terugvlieg na sy plek toe. Jy kan 'n swaweltjie vat en hy oorwinter op 'n ander plek, en hy kom terug na sy eie spesifieke nes toe. Daai wonderlike trekvoëls. Hulle vlieg duisende kilometers oor die see, oor na Europa toe, en hulle kom terug weer na hulle plek toe. Maar 'n skaap is anders, en jy is anders, en ek is anders, want ons is skape van die weide, ons ken nie ons eie rigting nie, ons kan nie ons eie rigting bepaal nie, ons is afhanklik van God. 'n Skaap het min of geen rigting nie. Hulle sê dat wanneer 'n skaap gelos word, sal hy verdwaal in sy eie kraal, as hy nie goed bekend is met sy kraal nie. Hy sal sy pad nie terugvind na sy stal toe, as iemand nie vir hom kom lei en kom help nie. As hy nie sy gebied al vir 'n geruime tyd ken nie, verdwaal hy, en word hy die prooi van roofdiere. As hy verdwaal, word hy die prooi van roofdiere. Daarom was daar in Bybelse tye, toe daar nog nie mooi, netjiese, afgebaande lyndrade was nie, altyd herders om die skape te lei op die pad wat hulle moet gaan. Om hulle te lei na die plek waar hulle gaan voedsel kry, om hulle terug te bring, om hulle na veiligheid te lei. En daarom, liewe vriende, so het ons as die natuurlike mens 'n herder nodig, om ons te lei na 'n veilige bestemming. Want hoekom? Ek en jy as natuurlike mens is gebore sonder sin, sonder doel, sonder betekenis. Ons is gebore as verlore mense. En die goeie herder moet ons vind, om ons sin en doel en betekenis in ons lewe te gee, om ons 'n ewige heerlikheid te gee, om ons 'n ewige bestemming te gee. Sonder die herder gaan ons hel toe. Die mens is as geestelike skaap sonder rigting, op 'n pad wat uitgelewer is aan die roofvoëls van die hemel, die demone, die duiwel, die sielevyand, wat alles in sy vermoë sal doen om 'n mens weg te lok van die regte pad en die regte weë, en jou te laat beland in 'n swaalbrand ewigheid sonder God en sonder hoop. Sonder die goeie herder is die mens op pad na rampspoedige ewigheid. Daarom het Jesus vir die mens kom sterwe.
En daarom dat Psalm 23 byvoorbeeld vir ons sê, hy lei ons in die spore van geregtigheid. En ek wil jou vra, liewe mens, het jy al gevind die spore van geregtigheid, die spore van Jesus wat jou hemel toe lei? Daarom dat Johannes 10 vers 9 sê, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Daai mens het vryheid. Of loop jy nog agter die een waarvan Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te slag en te steel en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. 'n Skaap het nie rigting nie, 'n skaap moet rigting gegee word. Jesus gee daai rigting deurdat hy vir jou 'n hemel voorberei en vir jou kom sterf het om soontoe te gaan. My liewe vriende, in Johannes 10 vers 2 het ons gelees, die skape luister na sy stem. En hy roep sy eie skape by die naam en lei hulle uit. Kan ek jou vanmôre vra, het jy al die stem van die herder gehoor? En ken jy daai stem wat vir jou gesê het, kom agter my aan en volg my? Of is jy op hierdie oomblik nog besig om 'n vreemde te volg? Want 'n vreemde, 'n skaap sal nie 'n vreemde herder volg nie. Behalwe as hy die Here Jesus leer ken het as verlosser en as saligmaker. So 'n skaap in die eerste plek het nie rigting nie, hy moet rigting kry. En Jesus het gekom om sin, doel en rigting vir 'n mens se lewe te gee. Want ons is op 'n verkeerde pad verlore gebore. Verstaan u dit? Is u op daai pad wat die Here sê u moet wees? Dis dalk van die laaste kere dat ek met u praat, met julle as jong mense praat, met julle as kinders praat. Verstaan jy dat daar is 'n pad waarop jy moet kom? En dit is die pad van die Here Jesus wat jou wil lei. Die tweede, 'n skaap kan nie self sy eie voedsel vind nie. Iemand moet vir hom kos gee. Dit moet as ware vir hom gegee word, eintlik vir hom gebring word. Skaap is afhanklik om deur 'n herder of gids geneem te word na 'n plek waar hulle kan wei, na 'n plek waar hulle kan water kry, waar hulle kan kos kry. Skaap is afhanklik van iemand om te let op dit wat hulle eet. Hulle sê 'n skaap, jy weet bokke, daar sekere bokke wat hy sal 'n sekere blaar of plant nie vreet nie, want hy weet dit is giftig. Maar skaap is anders, hy vreet enige ding. Daar moet vir 'n skaap gewys word dat dit is nie verkeerd. Jy mag nie dit eet nie. Hy moet weggehou word van dit. Die skaapkenner sê 'n skaap ken nie die verskil tussen giftige en nie giftige plante nie. Ook ten opsigte van hulle weidingsveld. Die skaapkenner sê hulle sal op 'n weidingsveld bly al is daardie land al kaal gevreet. Hulle sal daar staan en uit honger, hulle sal vrek van die honger net daar op die veld. As die herder hulle nie kom aanjaag of kom wegvat of kom lei na 'n ander weidingsveld nie. Hulle het nie die vermoë om self beter weiding te vind nie. Selfs hulle water. Skape soek redelike skoon water. Dit moenie eintlik te warm of te koud wees nie, moet ook nie te vinnig vloei nie. Skape het ook nie die vermoë wat ander diere het om water oor 'n afstand te ruik nie. So alles daar water 'n entjie verder as 'n gids hulle nie vat nie, of as hulle nie aangejaag word nie. Hulle weet nie daar's water nie. Hulle sal van dors omkom, 'n kilometer van waar water is. Kan jy sien waarom dit so dringend nodig word? En is dat ek en jy deur 'n goeie herder gelei word. Gevoed word, gebring word na ware voeding toe. Geleer word na wat is goed en reg vir my lewe. Want die herder sal jou lei, of die herder wat jy volg,
gaan jou laat eet wat hy wil hê jy moet eet. En as jy verkeerde herder volg, gaan hy jou hierdie wêreld laat eet, en die genietinge van hierdie wêreld, en jy gaan sterf van jou sondes. Dis wat die Bybel sê. Want as dit nie 'n goeie herder is nie, gee hy nie vir jou om nie. Jy moenie dink dat die wêreld en die Satan met sy aanloklikhede en sy mooi en slim praatjies vir jou lief is en vir jou omgee nie. Hy's daar om jou in die verderf te stort. Soos die herder die duiwel is, of as die herder die wêreld se vermaak is, gaan hy jou voed met sy vuil, en hy gaan jou voed met sy onreinhede, en jy gaan agterkom, jy's so geestelik vergiftig, dat jy besig is om te sterwe, geestelik te sterwe. As die herder van jou lewe jou eie vleeslike begeertes is, hoe ek doen wat ek wil, ek het 'n vrye sê, my eie emosies, my eie gevoelens. As jy een van daardie mense is wat agter die grootsheid van die oë aan hardloop, agter al wat 'n sondige begeerte is aan hardloop, die begeerte van die vlees wat die wêreld jou aanbied, as jy van daardie water drink, gaan jy agterkom, jy word so besoedel en vergiftig in jou gemoed, in jou gewete, dat jou pad is na 'n ewige verdoemenis. Die goeie herder Jesus Christus gee om vir sy skape. As jy aan hom behoort, dan gaan jy hom volg. Hy gaan jou lei na waar ware kos is. Hy gaan jou lei in sy woord, dit gaan jou voedsel wees. Gebed gaan jou asem wees. Want dit is Jesus wat voed en lei. Dit is waarom hy vir die Samaritaanse vrou gesê het, as jy van daai water drink, gaan jy weer dors kry. Maar as jy drink van die water wat ek jou gee, sê jy in der ewigheid nooit dors kry nie. Want Jesus gee ware versadiging. Jesus voed waarlik. In Johannes 6 vers 51 het hy gesê, ek is die brood van die lewe. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot aan ewigheid. Kan ek jou vra, het jy al geestelik geëet van die Here Jesus, van hom as die brood, het hy deel van jou lewe geword? Johannes 6:55, want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Moenie luister na die Satan en die wêreld en jou eie vlees nie. Vlug na die Here toe. Hy sal jou gee dit wat jou geestelik kan voed en wat jou in die hemel kan kry. As jy hom ken, sal jy nie honger ly nie. Want Psalm 23 sê hy laat jou neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, sielerus. Vriende, die wêreld is 'n gejaag, daar's nie rus vir mense nie, daar's nie sielerus nie, maar die Here bied rus vir 'n mens se siel, dat jy sekerheid kry van saligheid. Die derde eienskap wat ek vir julle wil noem oor 'n skaap is, 'n skaap kan homself nie verdedig nie. Dis wat die skaapkenners sê. 'n Skaap kan nie soos 'n bok of soos 'n leeu of soos 'n watte dier ook al is, soos 'n perd skop en byt en spring of selfs 'n skaap kan nie selfs ordentlik weghardloop nie. Skaap is hulpeloos. As 'n skaap aangeval word, sê hulle, as skape aangeval word, weet jy wat doen hulle? As daar jakkalse is of as leeu's of wat se goed daar ook al is, dan trek hulle op in 'n bondel. Hulle trek almal so skape in 'n bondel bymekaar. En dan word hulle lekker vinnige prooi vir 'n jakkals of vir 'n leeu of vir 'n ding.
Want daar staan 'n hamer. En hy kom van wat hy wil. Ek weet, ek het een keer met 'n boer in die Karoo gepraat oor sy skape. Hy sê vir my, dis die verskriklikste ding om te sien hoe staan daai skape en die jakkalse kom vreet hulle letterlik lewendig op daar waar hulle staan. Hulle moet gedurig, hulle sit allerhande vertikkers en kameras daar net om hulle skape te kyk. Word hulle skape nie aangeval nie. Doen baie dinge om hy skape te bewaar en te beskerm. Want 'n skaap is weerloos. Hy kan homself nie verdedig nie. Hy kan nie eens behoorlik skop as iemand hy kan hom nie skop nie. Hy's weerloos. En hulle sê 'n skaap wat vol in wol is dikwels nie eens in staat om weer op sy pote te kom nie. 'n Skaap wat vol in wol is, as hy omval, bly lê, hy kan nie opstaan nie. As hy eers omgestamp is, hy kan nie opstaan nie. Dit is hoekom ons in Lukas 15 kry, waar die Here Jesus na die verlore skaap gaan. En wat doen die Here? Hy gaan tel 'n skaap wat omgeval het op, want hy dra hom op sy rug. Dis wat jy moet doen. Hulle sê 'n skaap wat omgeval het, hy sal daar doodgaan, hy sal daar vrek. Want sy bloedsirkulasie word dadelik afgesny as hy daar lê. So die herder moet kom, hy moet daai skaap optel. Hy moet sy bloedsirkulasie weer regkry, om op sy rug dra, op sy nek dra, om hom weer aan die lewe te kry. Dis wat hulle sê. Hy moet so vir etlike minute gedra word, voordat hy in staat is om weer te kan loop. 'n Skaap is weerloos. So 'n skaap het 'n goeie herder nodig wat omgee. As jy aangeval word, en jy word omgestamp, om jou op te tel, en jou nie verder te beseer nie. Ek sê weer, 'n skaap is 'n maklike prooi, kry maklik seer. En liewe vriende, hier's ons as mense, weet jy wat? Die mens is die mees weerloosste mens wat daar is. Of kan ek sê wesens. Het jy gesien 'n bokkie? 'n Bokkie, daar by ons by die kweeksel het ons beeste en bokke. As daai kalfie gebore word, dis sommer nou dan staan hy kalfie op, of hy bok op, woensdag gat, hy hardloop, hy's reg. Hy gaan sommer maklik in sy ma weer. Maar 'n baba, 'n mensebaba, as daar nie 'n ma is of 'n pa is of iemand is om daai kind te versorg nie, gaan hy binne die volgende maand dood, net so. Jy sien, ons is weerloos. En ons is geneig om gou beseer te word in hierdie lewe. Ons word so maklik die prooi van omstandighede, van hierdie wêreld, van die siele vyand wat jou geestelik, moreel, emosioneel beseer. Die wêreld en die dinge van hierdie lewe is daarop uit om jou af te ransel. Hy wil jou, die dief kom om te slag, te steel, te verwoes, dis wat die Bybel sê. En ons word deur hierdie lewe verweer. Daar's dood, daar's hartseer, daar's verdriet, daar's siekte, daar's moeite, daar's stryd, daar's sonde. Dis alles gemik om die mense lewe te verwoes. Ek het in my lewe al gesien jong mense wat verkeerde besluite gemaak het. Een verkeerde besluit. Een verkeerde besluit. En die lewe is vir die volgende 50 jaar daarmee heen. Ek sê altyd vir jong mense tussen 16 en 24 is dit die belangrikste tyd van jou lewe, jong mense, julle moet luister. Dis in daai tyd wat jy besluit, wat gaan jy verder swat? Watse vakke gaan jy neem? Watter skool gaan jy bywoon? Gaan jy universiteit toe? Gaan jy leer? Watter werk gaan jy doen? Met wie gaan jy trou? Tussen 16 en 24 die belangrikste besluite wat 'n mens neem, en elke besluit wat jy neem het 'n effek vir die volgende 50, 60 jaar, hoe lank jy ook al lewe. Jy leef volgens daai besluite. Maar dis in daardie tyd wat Satan julle aanval. En die wêreld sy kloue om jou wil slaan.
en jou op 'n verkeerde pad wil bring, om verkeerde besluite te neem, om jou lewe in 'n rampspoedige einde te laat eindig. Vir jong mense se ideaal is nie 'n skerwe deur dwelms. Een dwelm het ek al gesien. Drank. Voorhuwelikse seks. Gedink, maar almal doen dit mos maar. Dis mos die lewe. Ek sal niks oorkom nie. Roekelose besluite. Verwoes deur die siele vyand. Jy het 'n goeie herder nodig wat vir jou omgee. Jy het Jesus Christus nodig. Want jy is 'n prooi, jy kan jouself nie verdedig nie. Jesus het gesê, ek is die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Om hulle te verdedig. Hy staan op teen die aanvaller. Hy staan op, uit sy lewe kom af, lê om jou te bewaar en te beskerm. Ek gaan die laaste een noem, en dan gaan ons die diens afsluit. 'n Skaap kan homself nie skoonmaak nie. Hy kan homself nie reinig nie. 'n Skaap kan dit doodeenvoudig net nie doen nie. Hy het iemand nodig om hom skoon te kom maak. Baie diere, 'n hond, 'n kat, het jy dit al gesien, 'n kat lek hom skoon, 'n hond lek hom skoon. Diere het die vermoë om hulle self skoon te maak, of skoon te skuur. 'n Olifant kom en hy vat sy slurp en hy's daar in die grond en hy gooi dit oor hom en hy maak hom skoon. Hulle rol in die grond, hulle rol in die gras. Maar 'n skaap is anders. 'n Skaap, soos wat 'n skaap groter en groter word hy al vuiler en vuiler. Daardie pragtige, het jy dit al gesien, wit wollerige ou skapie, met sy mooi wit wolletjies, los hom uit, laat hy net groot word. 'n Skeerder moet kom om hom af te skeer, om hom skoon te maak. Vanweë daardie dik wol van 'n skaap is hy in staat om homself te reinig. Nee, hy kan nie knapse kerels, as hy daar tussen knapse kerels, en soos hulle in Karoo sê, die kankerbossies rondloop, sit dit aan hy wol, dit klou daar, hy kan dit nie afskuur nie. Hy het 'n herder nodig, hy het iemand nodig om dit te kom aftrek, en om skoon te maak, en om te skeer, om hom skoon te maak, om te reinig. So met ander woorde, wanneer hulle skape skeer, dan ondersoek hulle eers daai skaap. Hulle gaan ondersoek hom. Want jy kan nie vuil wol op die mark gaan los nie. Dit gaan geen waarde hê nie. So hulle maak hom skoon, hulle ondersoek hom, hulle kyk al die knapse kerels, al die dorings, al die vuil goed, is dit uit. En dan skeer hulle hom. En as hy wol klaar geskeer is, dan maak hulle dit weer skoon, want as dit gelos word, maak dit daai skaap siek. So dis wat die goeie herder doen, dis hoekom ek en jy 'n goeie herder nodig het. Die goeie herder kom en hy ondersoek ons deur sy woord en deur sy gees. Want die Here het gesê in sy woord, dis die Heilige Gees wat gegee is om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, dis wat hy doen. So wanneer jy die woord hoor, of wanneer jy dit lees, dan verlig die Gees van die Here die woord en dit begin jou te reinig, dit maak jou skoon. En wanneer jy besef daar's verkeerde ding in jou lewe, dan is daar 'n middel om jou te was. En dit is die bloed van die Here Jesus Christus. Anders sterf jy in jou vuiligheid, in jou sonde, sonder hoop en sonder God. Die bloed moet jou reinig. Die woord moet jou reinig. Dit moet jou skoonmaak van binne en dit moet jou skoonmaak van buite. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Kan ek jou vra of jy al by die bloed was? Kan ek jou vra vanmôre of jy al by die Here Jesus Christus was?
1 Johannes 1 vers 7 sê, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Of leef jy maar met jou sondes? Kleef dit maar aan jou? Hoop jy maar dit gaan een of ander tyd so wees dat mense dit nie kan sien, of jy raak so gewoond aan dit, dit pla jou nie meer nie. Dit bly daar, totdat die bloed dit afwas. Anders bly dit daar, tot jy in die lig van God kom, en wanneer sy lig op jou val, jy dit kan raak sien. Of dit bly daar, tot die oomblik van die oordeel, en dan is dit fataal. Mag die Here u die genade gee om te sien, ek en jy is net 'n skaap, maar daar's 'n goeie herder, wat vir ons omgee. En hy is die deur na redding. Hy is die een wat met ons praat, na wie se stem ons moet luister. Hy gee ons voedsel, hy lei ons, hy gee ons die regte rigting. Hy verdedig ons, hy maak ons skoon, ons moet aan hom oorgegee wees. Amen. Ons buig ons hoofde. Dierbare en wonderlike Here, baie dankie dat ons u as die goeie herder kan eer en u kan aanbid. Ek wil kom bid vanmôre, Here, dat u waarlik waar vir elke een opnuut laat besef, dat u lewe vir ons afgelê het. En Here, dat u vir ons omgee, dat ons as skape van u weide weerloos is. Ons is so oorgelaat, ons is so weerloos teen die aanslag van die ou wêreld en die sielevyand, maar die goeie herder gee vir ons om. Hy versorg ons, hy bewaar ons, hy beskerm ons, hy lei ons, hy gee ons voedsel. En ons wil kom bid, Here, help ons om aan u verbonde te wees, diep in afhanklikheid, u te erken as die leidsman van ons lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan 'n lied. Ontvang die seën van die Here, gaan in die seën en vrede wat die Here ons bied. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, die trou opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u een en elk. Amen.